Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag Maandag, die 13de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Stormers se spanbestuurder skielik oorlede. Nuushooftrekke vir vandag: verskeie onwettige immigrante in Bloemfontein onderskep. Stormers se spanbestuurder sterf skielik. Niemand is bo die reg verhewe nie. Eskom gebruik minder diesel vir sy turbines. SA beker se uitslae is bekend. Jannik Sinner weer nommer 1 in tennis. Die familie van Christopher Chippy Solomon, wat 64 jaar oud was, die Stormers se spanbestuurder, wat Saterdagoggend dood is na hartaanval, het mense bedank vir die uitstorting van liefde wat hulle ontvang het. Sy lag was aansteeklik, sy passie ongeëwenaard en sy omgee vir elke persoon in daardie omgewing was werklik iets besonders. Hy was nie net 'n spanbestuurder nie, hy was die gom wat dit bymekaar gehou het. Bruiten Polse, oud Springbok-vleuel en rugby-kommentator, sê hulle het baie toere saam meegemaak. Chippy was vir ons 'n vaderfiguur, vriend en 'n broer, het hy gesê. Die Stormers het in 'n verklaring gesê, Solomon het van 2004 tot en met sy dood Saterdagoggend as DHL Stormers spanbestuurder gedien en in daardie tyd beheer oor meer as 350 wedstryde geneem. Hy was 'n onmiskenbare teenwoordigheid op die kantlyn deur die hoogtepunte en laagtepunte van 21 seisoene. Solomon is gebore in Nieuweland en getoe in Bonteheuwel. Hy was 'n onderwyser, afrigter en hoof van die hoërskool Westridge in Misselsplein voordat hy na rugby-administrasie oorgeskakel het. In sy speeldae was hy 'n hakker en 'n losvoorspeler gewees. Johan Leroux, uitvoerende hoof van Stormers Rugby, sê Chippy het 'n passie gebring na alles wat hy gedoen het en die waardes na ons sport verbygestel. Ons ondersteuners sal almal sy bekende teenwoordigheid mis en die hele rugbygemeenskap is in rou oor hierdie hartseer verlies. Theo Wakefield, 'n voormalige president van die WP Rugby Unie, beskryf hom as 'n slim skeping deur God. Hulle het mekaar 40 jaar lank geken. Die hartaanval was uit die bloute gewees. Ek sou geweet het as hy hartkwal gehad het. Ek weet hy was 'n diabetes gewees. Vrydagnag omstreeks 02:30 het hy sleg begin voel en teen 0600 is hy dood. Solomon word oorleef deur sy vrou Paul, sy dogter Nina, 'n fisioterapeut en seun Chad, 'n rekenmeester en ook 'n rugbyspeler. Begrafnisreëlings sal binnekort bekend gemaak word. 4 mans in die Soweto omgewing is in verband met die moord op Bram Creer in hegtenis geneem. Creer, al onbekend in die nooddienste en veiligheidsreaksiebedryf, was geliefd onder die gemeenskap gewees, is die aand van 2 April met kabelbinders vasgemaak en toe vermoor. Hy het vroeër daardie dag mediese dienste by 'n skool 'n sportdag verrig en sou daarna teruggekeer het huis toe. Creer se lyk is die Vrydagoggend deur werknemers van die gastehuis ontdek en die polisie en nooddienste is almal ontbied. Die polisie volg verskeie leidrade op, onder meer beeldmateriaal van kringtelevisiekameras. Dit is nie bekend of dit van die gastehuis of naburige kameras in die omgewing was nie. Lydensbronne is 5 verdagtes se identiteite kort daarna deur die polisie bevestig en die inligting het daarop gedui dat die groep oorspronklik van KwaZulu-Natal was. Inligting is opgevolg waar die ondersoek is na adres in Protea Glen, Soweto gelei het. 4 van die 5 gesoektes is hier gevind en ook gearresteer. Die verdagtes is in aanhouding en sal binnekort in die hof verskyn op 'n aanklag van moord. 'n Onpadwaardige bus met tientalle ongedokumenteerde passasiers is Saterdag in Bloemfontein onderskep. Daar was 55 passasiers op hierdie bus wat van Zimbabwe na Kaapstad gereis het. Van hulle was 29 ongedokumenteerd, insluitende 7 minderjariges. Die bus het deur dit nie behoorlik gewerk nie, wat 'n ernstige veiligheidsgevaar ingehou het, want die passasiers moet in of uitklim en veral in 'n noodgeval. Die sleepbare se remme is defektief en die bande verslete. Ook het die bestuurder nie 'n geldige rybewys gehad nie. Die voorval bring die totale getal ongedokumenteerde individue wat die laaste tyd in hierdie provinsie onderskep is op 65 mense te staan. Enige misdaad of enige bedrog of wanbestuur moet ondersoek word en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, moet verantwoordbaar gehou word. As ons nie die oppergesag van die reg respekteer nie, is ons presies waar ons nou is. Diefstal op Ramaphosa se wildsplaas in Limpopo is opnuut in die kollig. Die verslag wat reeds in Oktober 2023 voltooi is, bevat ernstige bevindings teen lede van die PBE en die eenheid se hoof, generaal-majoor Wally Rode. Hoopot het aanbeveel, daar moet dissiplinêr teen Rode opgetree word. Geen aanbevelings is teen Ramaphosa gemaak nie. Volgens die EFF dui die verslag daarop dat die staat toenemend gemanipuleer word. Beamptes in die stryd teen die onwettige stropery van natuurhulpbronne, veral in Robben Eiland gebied,
het 'n slag geslaan deur 9 vermeende stroopers in hegtenis te neem. In die eerste geval Dinsdag aand het 2 mense op 2 rubberbote die Robben-eiland Marine beskermde gebied genader en beamptes van die departement het dadelik gereageer, lei die verklaring. 2 verdagtes is aangekeer en aan die Tafelbaai se polisie oorgegee. In die tweede voorval is amptenare donderdag weer gewaarsku oor die teenwoordigheid van 2 rubberbote waar die Robben-eiland Marine beskermde gebied genader het. Die departement gaan voort om met relevante owerhede saam te werk om operasies te versterk en die beskerming en volhoubaarheid van Suid-Afrika se marine biodiversiteit te kan verseker. 'n 81-jarige voormalige pastoor het wonderbaarlik oorleef nadat 'n rower hom aan die bors geskiet het in 'n huisrooftog in Centurion. Alex Wessels het gehoor hoe die stoele op sy stoep geskuif word en gaan ondersoek instel. Die rower het 3 skote met 'n 9mm pistool afgevuur. Een koel het Alex in die bors getref. Die koel het nie sy hart of sy longe getref nie en ook nie 'n rib nie. Die veiligheidsdienste is ontbied en Alex is hospitaal toegeneem. Wynand vermoed die rowers wat die elektriese heining geknip het om die erf binne te kom het, wou by die omskakelaar se batterye wat op die stoep gestaan het, uitgekom het. Die batterye is in 'n metaalhok toegebou. Die Gautengse polisiewoordvoerder het aan die koerante bevestig dat 'n saak van poging tot moord wel geopen is. President Donald Trump het sy vloot beveel om alle skepe wat probeer het om die straat van Hormuz binne te gaan of te verlaat te stuit nadat vredesgesprekke tussen Amerikaanse en Iranse afvaardigings in Pakistan misluk het. Enige Iranier wat op ons of op 'n vreedsame skepe skiet, sal hel toe geblaas word, het die president gesê. Amerika en Iran se vredesamesprekings die afgelope naweek in Islamabad het nie tot 'n vergelyk tussen die twee lande gelei nie. President Vladimir Putin wil nou boonop as 'n bemiddelaar tot die stryd toetree. Trump het ook vir 'n tweede keer gedreig om Iran se energie-infrastrukture te vernietig as geen ooreenkomste bereik sal word nie. Eskom bestee miljarde rande minder aan diesel vir sy oop siklus gasturbines. Dan Marokane, uitvoerende groephoof van Eskom, het Vrydag in 'n voorlegging by die Kusile steenkoolkragstasie in Mpumalanga gesê die land het nou al 328 dae lank geen agtereenvolgens geen beurtkrag gehad nie. President Cyril Ramaphosa het ook die kragstasie Vrydag besoek. Hy is vergesel van Dr. Godse Ramaggopa, minister van elektrisiteit en energie. Volgens Eskom het hy van 1 April 2024 tot 22 Januarie 2025 bykans 9,8 miljard rand bestee om krag met sy oop siklus gasturbines te kan opwek. Hoewel beurtkrag volgens Marokane nou onder beheer is, word ladingvermindering steeds in sekere provinsie soos in Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, die Oos-Kaap en Mpumalanga toegepas. Gerda Steyn, die 36-jarige atleet van die Hollywood Atletiek Klub, het nietemin Saterdag met nog 'n vertoning haar oorheersing in die vrouewedloop in die Kaapstad se Skiereiland bevestig en geskiedenis gemaak. Niemand in die geskiedenis van die twee oseane kon nog meer as 4 oorwinnings behaal het nie. Die langasemliefling het gesê as sy volgende jaar gesond en nog fiks is, sal sy verseker dan nog 'n titel mik. Arthur Jantjies, 'n Noord-Kaapenaar van Hope Town, het die man se wedloop in 'n tyd van 3 ure, 9 minute en 25 sekondes gewen. Die Suid-Afrikaanse Rugby-Unie het in 'n verklaring dat die nasionale 7-span se 13-tal bekend gemaak wat Vrydag tot Sondag aan die Hong Kong 7's toernooi sal deelneem. Indien die vrouespan onder die voorste 8 spanne op die puntelys in die 3de wêreldkampioenskap se toernooie klaarmaak, sal hulle opskuif na die topliga van die 7's reeks vir die 2027 seisoen. Dit sluit deelname aan die gesogte Kaapstadse toernooi in Desember. Benewens Roos kon Liska laat gaan, Shannon Lee Windvogel, Sinamkele Namba en Patience Mokone, wat ook in Sao Paulo beseer is, ook nie vir die Hong Kong toernooi oorweeg word nie. Die beserings bied die geleentheid vir Janay Mulder, wie se pa Japie in 1995 'n lid van die Springbokspan was wat die wêreldbeker toernooi gewen het. Nog 'n speler, Owame Mahuli, kan ook in Hong Kong haar buiging vir die nasionale 7-span maak. Die Afrikaanse vrouespan kom in die groepwedstryde in Hong Kong teen Australië, Kanada en Brittanje te staan. Die naweek se SA beker uitslae lyk as volg. Die Border Bulldogs het 5 punte aangeteken teen die Airling Pumas se 94 punte in die Sisa Dukasi Stadion in Ndansane. In die Barnard Stadium in Kenton Park het die Valke 40 punte aangeteken teen die 43 punte van die SVD Eagles. In Olien Park in Potchefstroom het die Luiperds 31 punte aangeteken dan die oostelike provinsie se 43 punte. In die Downtouch Investment Stadion in Welkom het die Griffins 10 punte gekry teen die 57 punte van die Toyota Cheetahs. In die Boland Stadion in Wellington het die Sanlam Boland Cavaliers 14 punte aangeteken teen die besoekende Suzuki Griquas se 24 punte.
Die punteleer lyk as volg. In die eerste plek is die Suzuki Griquas met 25 punte, in die tweede plek die Airlink Pumas met 22 punte, gevolg in die derde plek deur die Dodge SVD Eagles se 22 punte, in die vierde plek is die Toyota Cheetahs met 18 punte, in die vyfde plek die Sanlamboland Cavaliers met 15 punte, in die sesde plek die Griffins op 10 punte, die Falcons in die sewende plek met 9 punte, in die agste plek is die Oostelike Provinsie met 7 punte, in die negende plek is die Luiperds met 7 punte, in die 10de plek is die Grens Bulldogs met 0 punte. Jonathan Mokoena, die voormalige Blitsbokkaptein, het in 2016 met die Arendse afrigter die reeks gewen. Die Arend het verlede maandag aand teen die Maties in die halfeindstryd in Potchefstroom na rustyd behoorlik vlam gevat om met 50-0 te kan wen. Teen rustyd was die telling nog 10-11 gewees vir die Proteaners. In hulle halfeindstryd het hulle die Universiteit van Johannesburg met 53-34 punte gewen. Texas se 5-malige waardekampioen wat in 2012, 2013, 2017, 2021 en 2022 die trofee omhoog gehou het. Mokoena verwag die Potchefstromers gaan Tuks voorlangs teiken. Die Arend die Waarsiebeker in 2016 en 2023 gewen teenoor die Tuks se 5 titels. Baie sterkte vir beide spanne vir vanaand se rugby. Die tweede gekeerde Jannik Sinner het met sy eerste titel in die Monte Carlo Meesterstoernooi gister ook weer die nommer 1 plek op die wêreldranglys syne gemaak. Sinner van Italië het Carlos Alcaraz, die eerste gekeerde van Spanje, met 7-6 en 6-3 gewen in 'n eindstryd wat 2 ure en 15 minute geduur het. Dit was die twee supersterre se eerste ontmoeting van hierdie seisoen gewees. Die Italianer het met die telling op 4 elke breekpunt gehad om die voortou te neem, maar Alcaraz het dit afgeweer. Sinner het Alcaraz se volgende afslaanpot ook gewen met 5-3 voor te loop en vir die wedstryd af te slaan. Die eerste gekeerde Mira Andreeva van Rusland het intussen gister herstel na sy die eerste stel verloor het om Anastasia Potapova van Oostenryk met 1-6, 6-4, 6-3 in die vroue se eindstryd in Linz Ope te wen. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerbergstreek lyk so: Messina 1932, Polokwane 1528, Lephalale 1732, Mbombela 1730, Maikeng 1424, Pretoria 1625, Johannesburg 1318, Ermelo 1020, Galagari 1829, Gaborone 1830, Richards Bay 2128, Pietermaritzburg 1422, Durban 1927, Port St. John's 1826, Pongola 1832, Maputo 2132, Bethlehem 1017, Bloemfontein 1324, Alwal Noord 1322, Welkom 1423, Vryburg 1327, Kimberley 1527, Appington 1828, Prieska 1726, Springbok 1628, Karasburg 1829, Keetmanshoop 1929, Mariental 2032, Alexanderbaai 1629, Brandvlei 1726, Loederitsbaai 1827, Vredendal 1633, Kaapstad 1627, Sutherland 1122, George 1427, Jeffreys Bay 1825, Kabarra 1628, Grafreinet 1424, Kapogelas 1422, De Aar 1524, Molteno 9 en 17, Beaufort Wes 1526, Oos-London 1724, Mabalane 2033. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.41 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro verhandel teen R19.23. Die pond kos R22.06. 'n yen verhandel teen 10 sent. Platinum per fyn ons is $2066. Palladium per fyn ons is $1541. Silwer per fyn ons is $75.69. Goud per fyn ons is $4751. Brent ruolie per vat is $95.21. Gedagte vir die dag: dis 'n droom. As jy daaroor praat, is dit jou droom. As jy oor 'n top, is dit moontlik. As jy dit skeduleer, is dit bereikbaar. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.